Hy geliefdes, we gaan met julle vandag. So, vandag is die 16de Maart. Dit is 'n Sondag en die woord wat ek nou vir julle gaan gee, is nie eintlik 'n lering of skrif of enigiets van daai nie. Dis 'n visioen wat ek gehad het, wat die Here vreeslik op my druk, wat ek moet rekord. En hierdie is een van daai wat ek hoop, dit word nie waar nie. Ek het al in die verlede, het ek ook goed gedeel, wat nog nie gebeur het nie, maar is nie te sê, dit kan nie gebeur nie. Maar miskien is dit, die doel daarvan, is om dit te deel, sodat mense kan bid teen dit. Om te hoor wat sê die Here vir jou, wat moet jy maak met hierdie woord. En as hy dit op jou hart lê, bid laat dit nie gebeur nie. Dan kan hy intree en dit nie laat dit nie gebeur nie. So moenie altyd dink, net omdat iemand 'n profetiese woord gee en dit gebeur nie, dit maak dat hulle vals is nie. Partykeer is die doel van 'n profetiese woord, is om leiding te gee in watse rigting ons moet spreek, of watse rigting ons moet bid, wat ons teen moet opstaan. So dit hang af hoe die Here met jou praat oor hierdie woord. So, kom ons begin. Dit het op die aand van die 15de Maart begin. Ek was weer in gebedtyd gewees, en soos ek al die vorige keer ook genoem het, baie keer in die aande sit ek alles af. Laat daar nie 'n liggie in hierdie kamer skyn nie. En dan, ek sit vir my worship musiek aan, en ek begin bid, as ek gelei word om te bid. As die Here vir my sê, bly stil, dan bly ek stil. Maar meeste van die tyd, in sulke tye, is dit sientyd. So dit is of wat die Here vir my iets gaan wys, my deur 'n visioen gaan vat. Partykeer is dit 'n droom, dit het al gebeur, dat hy my in die slaap maak en vir my so 'n droom gee, maar dis selde. Gewoonlik hierdie tyd is meer 'n gesprek met die Here, en partykeer stil bly net kyk. So, dit het begin met, ek het onder my voete begin lava sien. En dit is nie die eerste keer dat ek die lava ding sien nie. Daar was al ander visioene wat ek ook gehad het met lava wat vloei. En ewe skielik voor my sien ek sit 'n leeu. Maar nou, die leeu lyk nie soos 'n buite in die veld leeu nie. Hierdie lyk eintlik soos of dit 'n mens moet wees wat lyk soos 'n leeu. En hy het nog steeds pote soos 'n leeu, maar dis asof ons oorkant mekaar sit, amper asof ons in 'n gesprek is, maar dan kom die woorde uit sy mond uit nie. En hy steek net sy pote vir my so, ek het nou net inkry, so uit, en ek moet my hande op sy pote sit. En ewe skielik is dit asof ek iewersheen gevat word, en ek sien hierdie bergtop wat so mooie piek maak. Ys, sneeu, dis spierwit. En ewe skielik sien ek die ontploffing, en dis 'n vulkaan wat ontplof. En hier kom hierdie lava uitgespuit en dit begin te loop. Maar omdat dit so koud is, soos wat die lava loop, is dit besig om te verhard, asof dit 'n lyn begin maak. En bietjie verder is die volgende lyn, en jy maak dit nog 'n lyn. En ewe skielik, omdat hierdie twee lyne nou koud is daar 'n voort tussen die twee. En daar's niks koue daar nie. Om die ander kant is dit koue, maar hier in die middel is alles klaar weggesmelt. Dis nou berg, dis nou nie meer dat daar ys of koue of sneeu of niks is nie. En die lava begin vloei, maar dit loop in een rigting. Nou is dit nie meer dat dit verskillende plekke gaan nie, alles funnel so in na een plek toe, en dis 'n sterk stroom wat loop. En ek dink by myself, ek het die oggend iewers 'n artikel gelees oor 'n vulkaan in Alaska, wat hulle bang is gaan nou een of ander tyd gaan. Hulle hou dit nou dop. Maar dis asof die Here vir my sê, nee, dis nie daai ene nie. Dit is nie daai ene nie. En ewe skielik die eerste woord wat opkom in my gedagtes, Mount Fuji. En ek dink toe, dis in Japan, nee. En ek dink toe, maar kom ons los dit nou daar. En ek gaan sit, staan eers 'n bietjie, en gaan sit weer. En is dit asof ek nou weer terug in hierdie ding is. En van die laaste tyd is dit asof ek amper eers die eindresultaat sien, en dan word ek teruggevat na 'n gedeelte voor dit, laat ek sien wat het gebeur voor dit. En nou sê ek asof ek sweef bo hierdie vulkaanse bokant, en nou kan ek sien, hierdie ding is toegehuis. Hier's nie 'n opening dat jy in kan kyk nie, hierdie ding is toe, hy is solied aan die bokant. Jy kan sien daar's 'n rand, maar binne-in is dit ys, dis wit, dis toegemaak. En
ek sien net hierdie spaak die hele tyd so skiet. En dis wit silwer. Maar klein. Nee, ek wil amper so sê, soos as jy jou handpalm vat, dan lyk dit so jou handpalm is dit so 'n stukkie glitter wat daar lê, wat net blink. Dis baie klein, en dis asof ek nader gaan. En ek begin te sien, hier's hierdie engel, wat 'n hamer het, maar 'n massiewe ding. En hy trek die ding oor sy kop, en hy slat iets in hierdie holte. En elke keer as hy dit tref, maak dit hierdie wit spaak, so. En ek dog, wat gaan nou hier aan? Nou sit asof ek die realiteit van waar dit is sien, maar wat in die geesteswêreld aangaan, bo op dit. En die engel hou aan slaan, maar hy slaan met geweld, asof iets hier moet gebreek word. En ewe skielik sien ek net, hier het hy deurgeslaan, hierdie hele ding het gekraak en dit het begin inval. En hy gee so 'n paar tree terug tot op die rand, laat alles nou kan inval. En ewe skielik is ek binne in die vulkaan. Nou sien ek die goed van bo af val en dit kom af. En hierdie weet ek gaan nou dalk baie weird vir mense klink. Maar ek sien 'n draak binne in die vulkaan lê. En vir een of ander rede weet ek, dis 'n vroulike draak. Dis nie, ek weet eintlik nie hoe moet 'n mens sê, hoe weet jy dit is nie, maar wat ek gesien het net vir my gesê, dis vroulik. En dit lê op sy rug, en die pote is met sulke silwerketTINGs vas en gestrek. So, dis amper as die ding plat getrek is en lê in slaap. En hier kom hierdie klippe en dit val op haar maag. En ewe skielik is sy wakker. En van daai klap op die maag is dit asof alles in die maag begin draai en wakker word en begin beweeg. En jy sien net hoe dit begin gloei, soos rooi, soos die kleur wat lava is. En ewe skielik begin hierdie draak te braak en alles kom uit. En dis net soos lava wat uitspuit en dit gaan op na boontoe en dit begin, maar hierdie engele hou nog steeds die ding vas. Hulle laat nie hierdie draak los nie. Dis 'n verskriklike vloei van lava wat uitkom. Soos wat ons so sê maagsuur, maar vir die draak is dit lava wat uitkom. En dit spuit uit hierbo. En ek kom uit die visioen uit en ek dog, hierdie is weird. Hoe op aarde verduidelik jy dit vir iemand? En voordat ek gaan slaap, toe dink ek, Mount Fuji. Maar is dit nie een van daai dooie vulkane nie? Wanneer laas het die ding ontplof? En ek gaan toe nou maar bietjie en ek doen bietjie research en ek sien in 1707 as ek nou reg onthou, maar dis iewers nie 1700s, het die een laas ontplof. En ek dink toe, maar daar's 'n rede hoekom hy vir my hierdie draak gewys het. Daar moet iets wees. En wanneer dit kom by sulke navorsing, dan gebruik ek nou maar ook soos ander mense ChatGPT, want Google vat te lank. As jy nie spesifiek met Google is nie, dan vat dit net te lank. En ek vra toe, is daar enige folklore oor die berg spesifiek, wat hulle geglo het, dat daar 'n fire spitting of 'n lava spitting dragon is. En snaaks genoeg, daar is eintlik stories daaroor, dat hulle het geglo daar was 'n godin wat in die berg gebly het, wat die lava basies beheer het. Maar een van die ander stories wat hulle oor praat is, hulle het geglo, daar was 'n fire spitting demon wat in die berg was, en as hy kwaad was, het die berg geloop. So hulle het basies amper soos aanbidding gedoen, dat die demoon moes bedaar en rustig wees. En ek dink, dis interessant. En ek gaan slaap toe, vanoggend by die kerk, toe sien ek weer hierdie ding. En nou sien ek dit, hier is die ontploffing aan die binnekant, en dis 'n shockwave wat uitgaan, en jy sien die bome rattel, en die huise rattel, en dit gaan tot by die water, en toe dit by die water kom, toe sit, jy hoor nie die seemeeu's gee pad, hulle kom in land toe, hulle kom na die binnekant van die land toe, en jy sien die water begin wegtrek, en ewe skielik begin die lava te spuit. En so vir 'n oomblik nou dink ek, hoekom hou ek dit aansien? En die volgende oomblik, toe word ek weer teruggevat, en dit is asof die hele shockwave teruggetrek word, en dis die tyd voor dit.
En ek sê vir die Here, maar Here, ek verstaan nie, hoekom sal so 'n gebed so swaar gestraf word met iets soos dit? Is daar nie tog kinders van U wat daar is wat intree en moet hulle nie ook beskik wees nie, want dit lyk soos 'n erge ding wat ek besig is om te sien. En hy sê toe vir my, kyk mooi na die huise, en ek sien bo die huise is daar soos kleure wat daar uitkom, maar dis wierook. En ek het al op 'n vorige geleentheid het die Here met my gepraat, ons gebede is soos wierook wat opgaan na hom toe, en as ek reg onthou, daar is skrif daarvoor wat dit sê. En kleure is ook betrokke daar, so wat jy voorbid, het 'n spesifieke kleur, so dis hierdie kleure, en ek hou dit dop, en ek sien soos van die kleure begin swart raak, daar's nie meer kleur in dit nie, en hy sê vir my, die oues is besig om af te sterf, en dit word nie oorgedra na die jonges toe nie, die jonges volg my nie, so as die oues almal uitgesterf is, gaan daar nie meer aanbidding vir my wees nie, en hierdie jonges is besig met okkultiese goeders, hulle aanbid die verkeerde goed, hulle aanbid nie vir my nie, dit is hoekom hulle wierook wat uit hulle kom, hulle gebede is swart, want dit is nie vir my bedoel nie, en daai wierook moet in die wierookbak van die tabernakel in die hemel opeindig, want dit is waar dit opgevang word, waar die Here die reuk, die aroma herken van wie met hom praat. En toe maak dit vir my sin, en ek wil vir julle vra ook, laat ons bid vir Japan, want ek weet nie wanneer kan so iets gebeur nie, ek weet net dit gaan in 'n koue maand wees, want die bokant moet gevries wees, so dit was die teken gewees, maar ja, so dit kan enige tyd van November tot middel April, dink ek, so miskien is dit dalk binnekort, wie weet. Maar ek ervaar, daar's tyd om reg te maak hiervoor, om te bid daarvoor. En ek dink, kom ons bid vir Japan, dat daar 'n herlewing daar uitbreek, dat daar weer meer is wat vir die Here aanbid en hom aanroep, laat hy nie hierdie straf laat toelaat nie, laat hy nie toelaat om skoon te maak nie, as dit is wat hy gaan doen nie, dat hierdie verskriklike ontploffing uit hierdie berg nie gebeur nie, want dit gaan so onverwags wees, dit dalk ook so onnodig, en ons kan bid daarteen. So, ek wil vra vir julle elkeen, laat ons bid vir herlewing in Japan, laat daar weer God se naam groot gemaak word, laat daar 'n hongerte onder die jonges kom, om die Here te dien, en laat die wierook weer opgaan na die hemel toe, laat daar genoeg wierook is, wat in die wierookbak van die tabernakel in die hemel opgevang word, laat die Here geëer word, en dat hy die aroma van hierdie stemme sal herken, en hulle sal beskik. Dankie vir julle tyd, ons gesels weer.